Vandag is dit vir my 'n voorreg om die woord van God te kan deel met elkeen van u. Vanoggend toe ons pappa wakker maak, die kinders op die bed, mama staan mos nie meer in die bed nie, jy moet mos vroeg opstaan, besef ons dat, hoe kosbaar is dit, dat God jou man gekies het, dat jy reg was op die regte tyd om pa te kan word vir 'n kind, vir die res van jou lewe. Nou party papas dink, jy het nie 'n idee nie. En ander kere dan dink ons nee, dis eintlik baie special dat God presies geweet het wanneer die manne papas word. En natuurlik, hulle kan nie wees sonder ons nie, né, vrouens? Herinner nie die man langs jou, jy's 'n papa so vol van my ook. Ja. Dat laat my so dink, ons het die voorreg om elke tweede woensdag te gaan bedien by kleuterskole. So ek vat ons omgie groepie saam en dan sien ons so amper hier by 100 kinders op 'n woensdag. En as jy vir hulle vra, nou natuurlik in Engels, maar ek gaan nou Afrikaans doen vandag, hoe sterk is jou papa? Om daai 3, 4, 5, 6-jarige kindertjies te laat ophou sê, hulle pa kan 'n huis optel en hy kan 'n kar optel en hy het net sulke groot muscles en hy dit en dat, dan is dit is nogal, jy vat so 10 minute net om te sê, okay, ek glo, jou pa is die sterkste en ek glo jou pa ook. En dit laat my dink aan superheroes. Kyk, kinders ken hulle pappa so goed soos wat hulle superheroes ken, hè? Nou, ek is bietjie outdated met superheroes, want Superman en Batman is nou glad nie meer in die mode nie. Maar daar's 'n hele paar superheroes wat vandag nogal bekend is. Ek dink aan Captain America, weet julle wie dit is? Vrouens, julle behoort te weet hoe hy lyk, né? Nou, hulle sê, hy het nou hierdie onbreekbare skild en hy kan enige vyand fight. En hy word nie oud nie. So, sê net gou vir jou man, as hy langs jou sit, jy word ook nie oud nie. Jy lyk nog net so mooi, soos wat ek jou gesien het. Dan kry jy daarom hier en daar 'n vroue superhero, ook Invincible Woman, wat nou natuurlik kan oral rondbeweeg, sonder dat enigiemand haar sien. Jy kry Daredevil, nou ek weet nie wie is Daredevil nie, maar dis glo 'n blinde prokureur, 'n prokureur, wat 'n karate tricks uithaal in die aand, wat nou misdaad fight. 'n Blinde prokureur wat misdaad fight, dit is nou interessant. Dan ken ons Iron Man, né, baie intelligente man, wat super suits bou, wat kan vlieg en skiet en al sulke goeters. Dan kry ons die Hulk, die lelikste een van hulle almal, né, so abnormale groot groen man, wat nie kan smile nie, né. Baie sterk glo, hy loop deur mure en hy skree glo baie hard. Ek weet nie. En dan kry jy Thor, hy het glo 'n hamer en hy kan weer beheer, en 'n Silver Surfer wat kan krag manipuleer en al sulke snaakse goed, né? Dit is weird. Almal manne en vroue, maar vrouens, ons ken ons superpowers, né? Daar's geen ander pad na 'n man se hart as deur sy maag nie, né? Maar natuurlik dan gee dit vir ons ook die geleentheid om vir al daai kindertjies te vertel van ons superhero. Want ons superhero kan en het elke vyand op aarde al lankal oorwin. Ons superhero fight nie met karate tricks en missiles en gewere nie. Hy spreek 'n woord en dan gebeur dinge. Ons superhero is oneindig. Hy is en gaan tot in alle ewigheid gaan en hy kan nooit, hy het een keer dood gegaan, maar toe wen hy die dood ook somme en toe wys hy vir almal, he can do it all. Ons superhero kan die weer beheer. Hy maak storms stil en hy laat dit reën wanneer dit wil. Ons superhero is so liefdevol dat hy wen die vyand, mense wat vyande teen hom was en dan draai hulle om vir hulle om lief te hê. Hoe awesome is dit? Ons weet ons God kan op water loop en ons weet hy kan die bonatuurlike doen. So daar's niemand wat hierdie arme wêreld probeer 'n superhero maak wat ons sin kan bied nie. Maar dit maak my toe 'n vraag vra, as jy 'n superpower kan hê, wat sal dit wees? Manne, papa, wat 'n superpower sal jy wou hê? Okay. Wat sal dit wees? Sal dit wees om super vinnig te wees, of dalk nooit oud te word nie? Altyd sterk te wees, of wat? Onsigbaar. Daai is 'n gevaarlike een, Gert. Onsigbaar te wees. Ja, in te beweeg en te vat net wat jy wil, né? Brian, jou dogtertjie glo tot vandag toe jy kan 'n kar optel.
Wat sal dit wees? As ek 'n superpower kan hê, ek moes baie hard dink aan. Ek het eers gedink die huis moet altyd skoon wees of sulke goeders, né? Maar toe dog ek as ek net kon pause druk, net alles kon laat stop vir 'n oomblik, net om myself te vind. Daai ekstra slaap wat jy nooit inhaal nie, in te haal, net mooi beplan vooruit wat ek wil doen, wat ek wil sê. Ek dink dit is 'n goeie een en Jesus het dit ook klaar gedoen. Hy het klaar tyd laat stilstaan, maar ek dink dis nogal 'n goeie super, dink jy dan oom Pieter? Dis nou nie krag en muscles en sulke goed nie, maar want tyd gaan so verskriklik vinnig verby. As 'n mens net kon pause druk. Maar dit bring my na vandag se boodskap ook. Ons is besig met 'n reeks oor Petrus en die lewe of die lesse wat ons kan leer uit Petrus se lewe, spesifiek die aand wat hy Jesus verloon het. En Pastor Eben het vir ons verlede week begin met die eerste ene, waar Petrus Jesus die eerste keer verloon het. Maar kom ons vat ons Bybels en dan lees ons daardie gedeelte. Dit staan in Matteus 26, vers 69 tot 72 gaan ek vandag vir ons lees. Matteus 26, vers 69. Hierdie is die aand wat Jesus die laaste keer saam met sy disippels die avondmaal gehad het. Dis dieselfde aand waar hulle almal gesê het, iemand gaan my verraai. Dieselfde aand wat hy vir Petrus en Johannes en Jakobus gevra het om spesiaal saam met hom te gaan bid. En die aand wat hy verraai is deur Judas. En natuurlik, waar hy vir Petrus vooraf gesê het, jy gaan my verloon. Kom ons lees saam, Matteus 26, vers 69 sê, en Petrus het buitekant gesit in die binneplaas van die paleis. En 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Dit was die eerste verloning. Vers 71 sê, en terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander diensmeisie hom en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nasarener. En met 'n eed ontken hy dit weer. Ek ken die man nie. Ek ken die man nie. So bietjie meer as 16, 17 jaar terug toe, ek het Pastor Eben in die worship center in Elspark bedien het, was daar 'n gebeurtenis met een van die vrouens in die kerk waar sy aangeval was. Sy het gedraf een oggend en 'n nie-blanke man het haar oorrompel en haar vasgedruk teen die grond. En na 'n hele paar minute se gestoei kon sy loskom. Maar ons dink toe dis goed om 'n selfverdedigingsklas aan te bied by die kerk vir die vrouens en die mans wat kan sien. So Pastor Eben het 'n baie goeie vriend. Hy was Suid-Afrika se gewig optel kampioen gewees. Sy naam is Jan. Wat sy van? Pretorius. 'n blok van 'n man. So hy het ons selfverdedigingsklasse geleer. Glo dit of nie? Hy het vir ons trigger points gewys wat 'n man so groot soos wat hy was kan laat val. Trigger points. So daar's sekere plekke en punte op 'n persoon se liggaam dat as jy 'n sekere hoeveelheid krag, ek sal dit nie met oompie te doen, né? Krag inlê of deurgee, dan gee dit jou genoeg tyd om dan weg te kom. So dit was nogal 'n baie interessante klas gewees. Hy het ons gewys as iemand jou van agteraf oorweldig op vashou, wat doen, waar doen jy wat? Né? En van vooraf hoe jy dit doen. Maar hy het spesifiek gekonsentreer op trigger points. Nou weet julle wat is trigger points? Okay, so op jou liggaam is daar, mans is daar 5 plekke. Weet ek, dat ek die sal noem nie, maar julle kan julle imagination gebruik. Maar jy kry ook emosionele trigger points. Weet julle wat is emosionele trigger points? As jy al ooit vir berading was, het jou beraader dit dalk aangeraak. Nou 'n trigger of 'n trigger point is 'n woord of 'n gedagte of 'n gebeurtenis, iets wat jy sien of ruik self of proe of voel, wat dadelik jou terugvat na iets wat gebeur het. Alright, so kom ons toets dit net vir 'n oomblik. Kom ons sê roomys.
Party kyk na my en sê, jy's mal, vandag is baie koud, jy gaan nie roos nie. Maar net daai woordjie het jou dalk teruggevat na onlangse roomys eet, of lang terug se roomys eet. Ek dink altyd aan roomys eet as daai babiekies daai eerste lekkie vat en dan gryp hulle daai roomys by hulle mamma. Maar wat dink jy aan as jy dink roomys? Nie een van ons roomys lyk dieselfde nie. Nie een van hulle is dieselfde smaak of geur of kleur of grootte nie. Maar 'n roomys is byvoorbeeld 'n goeie trigger point. So jy kry positiewe trigger points wat jou laat smile. Dit kan selfs vrouens vir ons sê, ek onthou, lank terug toe jy nog hare gehad het, my man of wat ook al. So jy kry goeie trigger points. Ons pastoor, ons kyk vanoggend so na ons die manne wat vandag in die band gespeel het en hulle lyk mooi. Hoe het ons gesê? 3 kaalkoppe en 'n kuif. 3 kaalkoppe en 'n kuif. Maar ongelukkig kry jy ook slegte trigger points. En daai trigger points maak gewoonlik dat jy onmiddellik opstandig is. Of kwaad word. Jy kan selfs bang voel of ek weet nie, dit sit jy op jou agterpote en dan die outomatiese optrede is jy gaan of weg of jy face dit, maar jy doen dit baie lelik. 'n Trigger point is iets wat onverwags in 'n split sekonde kan gebeur. Jy kan nie daarvoor beplan nie. Jy kan nie. Dit gebeur ook gewoonlik wanneer jy in die middel van mense is of in die middel van 'n situasie is wat jy nie nou kan stop, pause druk en kan verander nie. Nou die vyand gebruik trigger points, trigger woorde om jou te manipuleer. En ook om te kyk hoe reageer jy as ek sê dronk word of vloek en skree of beklei of alleen wees of verwerp of al hierdie lelike woorde wat seer maak. Dis nou maar 'n paartjies wat ons noem. Om te kyk hoe gaan jy reageer wanneer iemand dit vir jou sê, en gewoonlik is dit iemand wat vir jou lief is, wat nie eens weet. Hulle sê nou iets wat vir jou seer maak nie. So die vyand gebruik dit, hy manipuleer jou, en dan, as hy sien, ek kry nog 'n reaksie, dan weet hy, jy dit nog nie oorwin nie. Dit is soos om iemand se naam te noem, wat jy nie regtig graag wil sien nie. Die rede hoekom ek dit noem is, ek dink Petrus het in daai aantuiging wat die diensmeisie die tweede keer vir hom sê, het hy 2 woordjies dalk gehoor wat hom kon trigger. Sy het gesê, hierdie een was ook by Jesus die Nasareëner. Nou ek dink, en ek het nou maar kans gevat en gesê, want hoekom ek dit sê, voordat ek daarby kom, is sy reaksie was kortaf, aanvallend, bombasties en sonder respek. Ek ken die man nie. So iets moes dit trigger. En die eerste woordjie wat ek uitgehaal het, wat ek gedink het om getrigger het, was die woordjie Jesus. Hoekom sê ek so? Jesus was Petrus se fokus vir die afgelope bietjie meer as 3 jaar in sy lewe. Jesus was sy leermeester en sy Here. Jesus het sy gewone lewe, Petrus se gewone visserman, doellose lewe, kom verander in iets baie, baie spesifiek. Jesus het Petrus vergewe en hom lief gehad. Jesus was die man wat vir Petrus alles geleer het en gesê het, hy moet alles los en hom volg. Maar nou is die woordjie Jesus ook die naam wat kan maak dat hy gevang word, geslaan word, moontlik ook gekruisig word. En as hy nou assosieer met die woord Jesus, dan verloor hy alles. Ek het gedink die tweede triggerwoordjie was dalk die woordjie Nasareëner. Want wat goed kan uit Nasaret uitkom? Petrus self het dit gesê. Want Nasaret was 'n klein onbelangrike dorpie. Mense wat groot name het en status het en belangrik was, moes gebore word uit groot stede soos Jerusalem of Judea, nie Nasaret nie. En Nasaret was ook geassosieer met armoede en swaar kry, ongeleerde mense en geestelike arme mense. So dis nie
'n goeie assosiasie nie. Maar Petrus het geweet dat Jesus van Nasaret was alles die teenoorgestelde as wat mense gedink het Nasaret was. En hy het dit geweet. So nou trigger daai twee woordjies in daai sin Petrus in so 'n mate dat hy terug aanval en respek verloor deur te sê ek ken die man nie. Het jy dalk trigger woordjies wat jy weet jou verskriklik vinnig kan laat ontplof en wanneer jy klaar ontplof het en jy dink daaraan, dan wonder jy waar het dit nou vandaan gekom en gewoonlik het ons nie tyd om te gaan dink waar kom dit vandaan nie, ons gaan net aan. Maar as jy tyd, druk so 'n bietjie pause en vind dit gou uit, wat het nou gebeur in my lewe dat ek so drasties optree? Net 'n vraagie. Maar my tweede deel wat ek so vinnig wil aanraak, na die trigger points is, die feit dat Petrus in vers 72 met 'n eed ontken het, 'n tweede keer ontken het, en gesê het, ek ken die man nie. Wie was Petrus? Petrus was 'n harde man, vol selfvertroue, want hy was nie bang om te sê wat hy wou sê nie, né? Hy het gewoonlik voorgeloop as hulle geloop het ergens heen na die een plek of na die ander, en hy was nie bang om te beklei as dit sou nodig wees nie. Ek meen, hy was die een wat Malgas se oor tog maar afgekap het. Hy's vreesloos. Wie is Petrus nou? Petrus was die eerste disipel wat Jesus gekies het om hom te volg. So, dit is tog belangrik, ek dink so. Petrus was in die binnekring van Jesus. Ek meen, Petrus was gewoonlik gevra om saam met die seuns van Zebedeus, Johannes en Jakobus dinge te beleef. Hulle drie was gevra om in te gaan saam met Jesus in die huis toe Jesus vir die dogtertjie wat dood is, gaan bid het. En Jesus het vir hulle drie gesê, moenie iets sê nie. Dit was ook hulle drie wat saam met Jesus na die hoë berg gegaan het en gesien het hoe Jesus van gedaante verander het. En gehoor het met hulle eie ore, hoe God die Vader sê, hierdie is my seun, in wie ek welbehae het, luister vir hom. Ja, Petrus het nogal gedink, het sou oulik wees om huisies te bou daarbo, maar dit was nie God se plan nie. Petrus was konstant in die woorde van Jesus. Oral waar Jesus geleer het, was Petrus daar. Naby. Hy het die voorreg gehad om vrae te kon vra vir Jesus, te vra oor gelykenisse se uitklarings, te verklarings, en Jesus het dit met hom gedeel. Die kerk is dan gebou op Petrus, omdat hy die openbaring gekry het wie Jesus is. So hy's nogal een van die groot name, dink ek. So hy het definitief Jesus geken. Ek meen, dit was hy tog wat saam met Jesus op die water geloop het. Niemand anders het dit nog gedoen nie. So Petrus het Jesus baie goed geken. Maar in die hitte van die stryd waarin hy homself bevind, die aand wat Jesus verraai was deur Judas, waar Petrus hom gevolg het om te kyk wat gaan met hom gebeur, kom hy in 'n penarie waar hy Jesus verloon. So erg dat hy sê hy ken die man nie. Ek dink dis 'n baie gevaarlike plek om in te wees wanneer wie jy is in Christus groter word as Christus self. Wie jy is in Christus word nogal baie verkondig vandag. Op elke beker en boek gaan dit baie oor hoe God, jy is die geliefde een, jy is die een wat gekies is, jy is die een wat geroep is, jy is die kop en nie die stert nie, jy is eerste en nie laaste nie. Dit gaan baie oor wie jy is in Christus en dit is baie belangrik want jy moet weet wie jy is in Christus en waartoe God jou in staat stel, veral wanneer die vyand jou alles wil afbreek tot 'n niks. En in hierdie situasie het die vyand dit regtig gekry op alles wat Petrus in glo af te breek in 'n oomblik. Want hoekom? As ons terugkyk na die vorige verse het hulle hom gesien. Mense het na die meisies, die diensmeisies het na Petrus gekyk en hulle het gesien
Hy pas nie hierin nie. Dit is wat gebeur wanneer jy Jesus deel maak van jou lewe. Jesus stel jou in staat tot soveel dinge wat jy nooit gedink het jy ooit sal kan oorwin in jou eie krag nie. Inteendeel, jy dalk probeer 'n hele paar keer om dinge te oorwin, om gewoontes te los, om dinge te verander in jou lewe en dit werk net nie. Dit werk net nie. Inteendeel, jy kry seer of jy maak seer wanneer jy dinge doen in jou eie krag. Maar Petrus werk so hard om wie hy is in Christus te verander in die woorde in sy optrede. Ek probeer altyd, ek is 'n prentjie mens, so ek hou daarvan om wanneer mense praat 'n prentjie te skets vir myself, dit maak dat ek dinge meer verstaan. Ek is spesiaal. En as ek kyk in my gedagtes na Petrus wat staan om hierdie vuurtjie, om al die mense wat nie 'n bekommernis het van 'n minuut oud oor Jesus wat nou gevange geneem is nie. En hy wil net naby genoeg wees sodat hy kan sien wat gebeur, want hy is nie daar om iets te doen nie. En hulle erken hom, want hy lyk anders, hy loop anders, hy praat anders. Jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit nie verander nie. En hy ontken sy meester. Jy is belangrik en wie jy is in Christus is belangrik en wat Christus jou in staat stel om te doen is belangrik. Ek skiet dit glad nie af nie. Inteendeel, hou aan om dit te ontdek, om te groei daarin, om sterker te word daarin. Maar jou verhouding met jou eerste liefde, jou intieme tyd en kommunikasie met God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees moet nooit afgeskaal word, net omdat jy dinge kan doen nie. Die wêreld het al geleer hoe om mense te gebruik vir alles waarin hulle awesome is. En dan maak hulle jou so moeg om dit te doen, dat dit nie meer lekker is nie. En wat dan? Dan is daar altyd iemand beter as jy. Mooier as jy, jonger as jy, sterker as jy, ander superpowers as wat jy het. Jesus doen dit nooit. Jesus doen dit nooit. Hy wag dat jy na hom toe kom, alhoewel hy lankal voor die tyd beplan het, dat jou tyd kom, wat jy na hom toe moet kom, en dan vat hy jou, en hy forceer niks van jou om verander te word nie, maar hy lei jou en leer jou in soveel liefde, om vir jou te wys, hierdie pas nou nie lekker so mooi by jou nie, hierdie way wat jy praat is dalk, jy kan dit mos verander, want dit gaan jou net beter maak, of dit, as jy dit probeer, hy is so 'n gentleman. Ek dank die Here dat hy my nooit forceer het om iets te doen, of te wees, wat ek nie is nie. Maar ek kan met eerlikheid sê, hy het my verander in iets wat ek nooit gedink het ek sal wees nie. Ek dink Petrus dieselfde. Petrus was 'n visserman. So sy vrou moes baie lief wees vir hom. Want elke middag as hy by die huis kom, dit sal soos COVID wees, jy trek buite aan in die karaat, trek uit al jou klere daar, of jou waterkies daar gee, jy was daar, dan kom jy in my huis in. En Jesus vat hom daar weg, want hy het soveel meer potensiaal gehad. Maar Petrus het 'n tweede keer, en ek weet volgende week gaan ons hoor van die derde keer, maar hy het 'n tweede keer in die struik van vlees en vrees getrap. Want dis al wanneer jy val is, wanneer jy vleeslik optree, of wanneer jy vrees toelaat, en dan reageer jy heeltemal verkeerd. Toe hy Jesus weer verloon het. En hy het nie net Jesus verloon nie, hy het die intieme, vertroulike verhouding met sy Jesus verloon deur sy woord, deur dit te sê, ek ken hom nie. Ek wil daar vir Petrus skree, pos, moet niks sê nie, stop, moenie hierdie woorde uiter nie. Is alles, Petrus, wat jy gesien het, en gehoor het, en beleef het, wat Jesus gedoen het, vir jou niks werd nie?
Petrus is die wonderwerke en die genesings, die woorde wat God spreek oor dooie liggame en jy sien hoe hulle opstaan, vir jou niks werd nie. Is die verandering, Petrus, wat jy in jou lewe ervaar het, waar jy 'n doel ontvang het, hoekom jy hier is dit vir jou niks werd nie? Ek wens ek kon pos druk en vir hom net sê, ek sal miskien saggies moet praat, want ons ander mense ook, maar net vir hom sê, Petrus, wag. Want die woorde wat jy sê, ek ken hom nie, is 'n leuen. En wie is die vader van die leuns? En Petrus ken die woorde toe Jesus hom bestraf het en gesê, get behind me, Satan. So dis nie onbekend dat hy nie moet toelaat dat die duiwel in en deur hom werk nie. Maar 'n leuen is so maklik om te vertel, veral wanneer jy nou bietjie warm word hier om my en ek moet uit hierdie situasie uitkom. Ek wens ons kon pos druk. Ons gemeente ondersteun geopende deure. Geopende deure is 'n organisasie wat reg oor die wêreld sendelinge stuur na lande toe om nie openlik nie, in die geheim, die woord van God vir mense te verkondig. Hierdie sendelinge is manne en vroue wat nie 'n huis het nie, nie 'n kar het nie, nie geld het nie, hulle gaan in geloof, word geondersteun deur mense soos ons, en dan gaan hulle onwetend, onbepland in 'n land in, en wanneer hulle land daar, want hulle moet eers deur die lughawe se sekuriteit kom met die Bybels en goed wat weggesteek is, of stukke papiere wat opgevou is, tussen klere, want as jy daar ingaan met 'n Bybel, word jy toegesluit, en om in hulle tronke te beland, is verskriklik. So jy gaan in met die hoop, jy survive daarom dit, en wanneer jy jou voete op die strate sit, dan moet jy nou glo, waar ook al jy moet gaan bly, en waar ook al die Here wil hê jy moet dit doen. Net dit al reeds, ek dink ek sal sien dit nie. Tweede, as jy gevang word, dan is, veral in die lande wat God haat, dan word jy seergemaak, op verskillende maniere. Mans en vrouens, hulle het nie 'n saak wat jou geslag is nie, hulle maak jou baie seer, en hulle hou daarvan, en hoe langer dit kan uittrek, hoe beter. En ek het al baie keer vir myself gevra, hoekom doen die mense dit? Wat sê met hulle? Verstaan? Ek sal bid en vra, Here, stuur 'n engel of 'n donderslag wat mense kan wys hier bestaan of iets. Maar om in te gaan en te weet, ek kom dalk nie terug nie. As dit 2 jaar terug, toe het ons 2 ooms ontmoet. Die een is 71 jaar oud en een is 72 jaar oud. En hulle het geopende deure begin 40 jaar terug. In Kanada. So hulle is senior burgers. En wat hulle doen, oom Pieter, is hulle pak hulle tassies, en is baie klein ook, en dan groet hulle vrouens by die huis. En dan sê mama vir papa, as jy terugkom, great, as jy nie terugkom nie, ook great. Dan sê ek vir die oom, nou, wat fout met oom se vrou? Vir hulle is dit nie 'n probleem nie. En die enigste reeltjie wat hulle sê is, Jesus is dit werd. Jesus is dit werd. Dit, elkeen se reaksie is anderste, want vir my tref het my, dan dink ek, sjoe, dis partykeer moeilik om tyd op te offer vir Jesus. Dis partykeer moeilik om 'n TV-program te stop, om eerder net daai 45 minute met God te spandeer. En ons is bevoorreg, en ek weet ons hoor dit baie, dis soos 'n cliché, ons hoor dit baie, ons in Suid-Afrika is so bevoorreg, dat ons vrye godsdiens het. Dis regtig so. Is daar vervolging in Suid-Afrika? Definitief. Ons hoor dit nie. En toe kerke aangeval word in Pretoria, waar mense net instap en almal skiet, dit hoor jy nie. So dis hier. Ons vergelyk ons vervolging met iemand wat lelik met ons praat, as ons vir hulle sê, moenie die Here se naam eintlik gebruik nie. Of die baas wat sê, jy mag nie jou godsdienst gebruik in hierdie gebou of hierdie werk nie. Ons dink dit is vervolging. En ek glo dit is, ek minag dit nie. Maar ek wil stilstaan by daai frase, Jesus is alles werd. Petrus kon ongelukkig nie pos druk nie.
Het julle gesê, dit is 'n goeie superpower. Hy kon nie pause druk in daai aand nie. Maar tog laat God toe dat hy deur dit gaan, sodat ons kan pause druk. Dat ons kan besef, dat triggers kan nie meer krag in jou lewe hê, as wat jy dit toelaat om te hê nie. Nou, triggers is daai kies wat jou terugvat in die verlede. Ek hoor 'n stelling nou die dag dat, if you live in the past, you ruin your present. Ons sê altyd, pastoor sê baie keer, die vyand kan net jou verlede teen jou gebruik, want is al wat hy ken. Hy weet nie wat môre gebeur nie. Ons is in die bevoorregte posisie waar die Heilige Gees selfs môre vir jou kan openbaar as hy wil hê jy moet iets weet. En ons weet wat gaan gebeur in die toekoms, want ons dien 'n God wat 'n hele woord vir ons gegee het, stap vir stap, vir dit wat kom. So ons is nie onverwags, onkant gevang, om in hierdie strikke te trap, om Jesus te verloon nie. Ons het geen rede om dit te doen nie. Maar is Jesus dit werd? Reg oor die wêreld, en spesifiek in Suid-Afrika waar ons lewe, is Jesus dit nie meer werd om 'n Sondagoggend kerk toe te kom nie. Dis nie meer werd om 'n Woensdag saal by te woon nie, is nie werd om jou kind jeug toe te stuur of vroue of manne bid hier toe te kom nie, want daar's altyd iets anderste wat bietjie meer belangrik is. Nou, want Jesus is mos by my die hele tyd. Mag die Here ons genadig wees. Dat ons met die kennis wat ons vandag opgetel het, toelaat dat die Heilige Gees ons help om oorwinning te kry oor die dinge wat die vyand dink hy nog gehou vas oor jou het en jy hom toelaat. Ons moet groter wees as dit. Ons moet groter wees as woordjies wat ons trigger om verkeerd op te tree. En ons moet groter wees om te kan erken en sê ek is baie jammer. Ek het groot geword in 'n huis waar kinders gesien word, nie gehoor word nie. My pa was, voordat hy bediening toe was hy 'n polisieman, so hy was baie regs, hy het nooit links gekyk nie. En my ma, toe sy gelewe het, was 'n onderwyseres, so sy was baie streng. En hulle altyd het gewerk. So in die oggende 6:00 is my pa uit, 6:00 vanaand kom hy by die huis, ons eet saam, bad, slaap. Dit was die verhouding wat ek daai dit gehad het met my pa. My ma, selfde, sy het ons afgelaai by skool, dan sy skool gegee, na skool het ons na haar skool toe gegaan, want sy het netbal afgerig, en extra wiskundeklasse gegee, en dan het ons almal huis toe gegaan. So dit was ons lewe elke week. Niks daarmee fout nie. Niks daarmee fout nie. Maar terugpraat was 'n no-go in ons huis. As ma of pa gesê het nee, dan maak jy nie eens, nee, jy, dit is so. Dit was wat ek geleer het, is respek. Niks daarmee verkeerd nie. Ek ontmoet my man, wonderlike man, die beste papa van my kinders. En in hulle huis het hulle freedom of speech gehad met respek. Met ander woorde, almal het 'n opinie gehad. As papa sê, wat wil julle eet vanaand? En hy wil KFC hê, en sussie wil steers hê, dan reël hulle, nou kry ons KFC, volgende week kry ons steers. Almal is deel van die besluit. It is beautiful. Maar vir 18 jaar van my lewe het ek nie daai keuse gehad nie, en ek het gedink, is fine. So wanneer my kinders opinie lewer, dan trigger dit my. Want ek voel, het jy nou 'n sê of nie? Wie is die ma en wie is die kind? Nee? Nou, julle wat my dogtertjie ken, sy het 'n sterk persoonlikheid, 'n babbelbekkie van nature, niks fout nie, en sy is nie 'n ongeskikte kind nie. Maar partykeer kom sy bietjie harder oor as wat ek daarvan hou. En ek moes besef, dis 'n trigger, because I did not have it. Nie verkeerd nie, maar is nou ook nie verkeerd dat sy dit het nie. Die wêreld noem dit give and take. Pros en cons, né?
En ek moes regtig besef, want ek het opstandig geraak, as sy nou vir my sê, nee, ek wil nie nou nie, mama, dan denk ek, wat? Boetiekie, julle weet, hy is Engels. Hy is in die kamer, ek is in die kombuis. Ek sê, Boetie, come here. Just wait, mama, ek sê, Boetie, you have to come here. Just 5 minutes, mama, ek sê, Boetie, come here. Hy kom in die kombuis en sê, just calm down, just calm down, loop hy na my toe. En ek besef, sonder dat ek het beplan, die manier wat ek hom roep, hy moet nou kom, want as ek geroep word 1 keer, en ek is nie daar nie, as kind, toe kom my boude so plat is. We had it. My ouers was nie verkeerd nie, dis hoe hulle ons geleer het. Ne? Maar is dit die enigste way om te lewe? Maar dit was vir my trigger points. Iets so stupid soos dit. Ek het ongelukkig geraak. Erna, my joy was weg. En dan verloor jy krag ook, ne? Want joy of the Lord is your strength. Stupid, klein, eenvoudige goedjies. Kom ons wees groter as ons triggers, en kom weer terug op die plek waar Jesus regtig ons alles is. En dit gaan kos, dat ons nooit ons respek vir Jesus verloor nie, en moet dinge opoffer. Unto your name, I will give my sacrifice. Ek wil afsluit met Petrus. Hoe kosbaar is dit dat Petrus verloning deurgegaan het met Jesus, maar tog gee hy vir ons raad. En ek wil vra as jy jou Bybel het, blaai asseblief saam met my na 1 Petrus 3 toe. 1 Petrus 3 vanaf vers 9 tot 15. Want jy vra dalk vir my vanoggend, Leandre, okay, hoe nou gemaak? Wat moet ek nou doen? Papas, hoe kan jy steeds die superhero wees wat jou kinders glo jy is? Hoe kan jy nie die foute maak wat Petrus gemaak het nie? Hoe kan jy vir hulle die voorbeeld stel? En Petrus het die voorreg gehad om sy verkeerd reg te maak. Deur vir ons baie kort en kragtig, ek dink hy was 'n rooi persoonlikheid, 'n natural born leader wat sê wat hy wil sê, kort en kragtig, en dis hoe dit is. Het hy die voorreg gehad om in hierdie Bybel 2 boeke te skryf aan die einde, sy eie boeke, en dis kosbaar. Maar kom ons lees gou saam, wat sê hy vir ons vandag? Vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê, en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy het dit gedoen, hè? Hy moet afwyk van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges, en sy ore tot hulle gebed. Dankie Here daarvoor. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Hy moes hierdie geskryf het toe hy kon pause druk en so 'n bietjie terugdink aan die aand wat hy Jesus verloon het. Vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omdat die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Kom ons lees net vers 16 ook, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ek dink dis kosbare woorde wat Petrus vir ons kon gee. Ek dink as daar een ding is wat baie belangrik is vir ons as kinders van God en ook
vir elke individu en vandag vir die papas vir wie ons ook spesiaal laat voel, is dit, erken as jy 'n fout maak. Erken as jy 'n fout maak, want die eerste stap tot verlossing is erkenning en vrymaking. En erkenning is iets wat die wêreld ons leer 'n swakkeling doen. Ek dank die Here dat ons nie soos die wêreld is nie, en ek dank die Here ook vir Petrus se foute, sodat ons daaruit kan leer. En as u vandag ergens of deur hierdie week, wanneer die Heilige Gees met elkeen van u deel, 'n tydjie kry om pause te druk, doen dit en vra twee goed. Here, is daar dinge wat my trigger, wat ek moet uitsorteer? Want glo my, die vyand gaan aanhou om dit voor jou te gebruik. En tweedens, introspeksie is waar jy, kyk waar jy is in die lewe en of Jesus dit werd is om dinge te doen om daar uit te kom. Ek dink dis twee vragies. Papas, ons het julle baie, baie nodig. Petrus was 'n man na God se hart, net soos wat ek glo elke man wat hier is vandag is. Wat geroep is by jou naam, uitverkies is om op hierdie Sondag in hierdie kerk te wees, om dit te hoor. Kinders kyk na wat ons doen, baie naby, en hulle weet wanneer jy nie reël is nie. En hulle is ook nie bang om die waarheid te praat en sê jy hulle beheer met vrees nie. As ons kleuterskole toe gaan, is hulle baie eerlik. Baie, baie eerlik. Jy moet nie vra vir hulle 'n persoonlike vraag vra nie, want daar is daai sekere mannetjies wat nie kan ophou praat nie, wat hulle opinie sal lig oor wat hulle dink. En die kinders kan net sê en doen wat hulle dink en wat hulle weet en wat hulle sien by ons. Toe Jesus elkeen van julle manne gekies het om 'n pa te wees, het hy dit gedoen omdat hy geweet het, jy kan. Het hy geweet, die wêreld gaan alles doen om te sê, jy kan nie. Hy glo, jy kan. Jy kan die beste wees vir jou vrou en vir jou kinders en vir jou familie. Wat in die wêreld, hy maak die gewig soveel swaarder op 'n man se skouers. Wat doen Jesus? Hy sê, gee dit vir my, myne is lig en hy sag. Papa Vader, Jesus Christus en God die Heilige Gees. Dankie Here dat u toegelaat het dat Petrus vir 'n tweede maal u verloon het met triggerwoorde wat hom gedruk het en gedryf het om op 'n baie lelike manier u te ontken. Sodat ons daaruit kan leer. En sodat ons kan weet, die Heilige Gees is in ons en stel ons in staat om nooit u te verloon nie. Dankie Here dat ons vandag net weer kan besef dat u, Jesus, is alles werd. Want sonder u is ons niks werd nie. Ons waarde word nie meer gemeet in fisiese, materialistiese goed nie. Ons waarde word gemeet met die verhouding en tyd wat ons saam met u spandeer, want dit is tog u wat op die einde van die dag sê, draai om, ek ken jou nie, of kom in my diens krijg. Dankie Here dat ons in hierdie dag u kan eer en verheerlik as ons Papa Vader, wat ons nooit seer maak nie, wat nooit met ons lelik is nie, wat ons nooit hardhardig hanteer of eenkant gestoot het of verwerp het nie. Inteendeel, u trek ons nog al die tyd nader aan u. En al ken u alles van ons, selfs ons swakpunte en ons lelike dele, is u nog steeds lief vir ons. Dit is onvoorwaardelike liefde wat net God kan gee.
En ons wil vandag u eer daarvoor, en ons wil ook u eer, Here God, vir elke man wat in hierdie gebou is vandag, wat u gekies het om hier te wees, omdat u weet, hulle lewe en hulle doel is baie, baie belangrik. Nie net vir u nie, maar vir elke persoon met wie hulle in aanraking kom. So mag die tyd wat ons almal nog oor het hier op aarde, voordat u ons kom haal, mag ons dit nie mors nie, maar mag ons opofferinge doen, om naby aan u te wees, sodat wanneer ons u ken, waarlik ken, weet wie ons is in u. Dis my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Amen.